Goeiemôre broers en susters en kinders. Baie welkom vanmôre hierso by die erediens. Wonderlike dag waar ons die opstanding van die Here Jesus Christus herdenk. Ons sê vanmôre hier in ons storie ook met die son wat vanmôre na die lang bewolktheid so deurgebreek het, is so half asof die natuur vanmôre wil sê hierdie ene mag ons nie mis nie. Baie welkom aan almal hierso. Die Here leer vir ons in sy woord, ek is die Alfa en Omega, die een wat is, wat was en wat kom. Genade en vrede vir julle elkeen van hierdie God wat is en wat was en wat weer kom. Kom ons sing 'n lied saam. Hoor jy die Paasfeesklokke, lied 409. Na hierdie lied kan julle gaan sit en dan gaan ons 'n stuk skriflesing doen, weer 'n lied sing met die volgende liedere kan julle maar bly sit. Ek sal weer vir julle aanleiding gee as ons weer moet staan vir 'n lied. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere. Hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoogag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Kom ons sing al julle volke, klap julle hande. Thank you.
Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. En toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat die eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Kom ons sing lied 417. Vers 10 in die vorige gedeeltetjie wat ons gelees het gesê, daarna het die disipels, dis nou Johannes en die ander disipel, waarskynlik Johannes en Petrus, die ander disipel is Johannes, hulle het huis toe gegaan en dan vers 11. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" En sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom gevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." En Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai toe na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: "Rabboni,"
Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nou nog nie na my Vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Vriende, ek gaan so 'n oombliekie oor hierdie gedeeltetjie stil staan. Die tema van môre is die Here ken jou by jou naam. En in hierdie gedeeltetjie sien ons 'n baie interessante ding gebeur. Ons sien dat die vorige gedeelte Johannes en Petrus hardloop na die graf toe. Maria, hulle is eintlik al daar en hulle kyk in en hulle sien maar die graf is leeg en hulle draai weg en hulle gaan huis toe. Maria bly daar. En dan lees ons, sy het weer by die graf gekyk en die engele gesien. En dan is dit baie interessant dat hierdie engele spreek haar aan as mevrou. En as sy omkyk en 'n ander persoon sien, wat sy op daardie stadium nie begryp dat dit Jesus is nie, maar dink dit is die tuinopsigter, dan sê sy vir hom, as sy maar net kan weet waar is Jesus begrawe, dan sal sy hom graag wil gaan haal. En dan is dit belangrik om raak te sien dat die eerste keer as die Here met haar praat, dan noem hy haar ook mevrou. En dan praat Maria nog so 'n paar woorde, en dan gebeur 'n belangrike ding. Die Here sê net vir haar, Maria. Hierdie naam, haar eie naam wat Jesus sê, op daardie oomblik laat vir haar oë oopgaan, om te besef, hierdie is nie die tuinopsigter nie. En sy reageer deur uit te roep, Rabboni, leermeester. Sy herken hom dadelik. En vriende, dis aangrypend. Ons het soveel gedagtes wat by mens wakker word in die Bybel, wat meer as een keer vir ons die boodskap sê, dat God ons by ons naam ken, dat hy ons by ons naam roep. Ons kan maar verskillende gevalle in die Bybel gaan kyk, selfs 'n persoon so Saulus wat die Here vervolg het, as hy daar op die grond lê, dan spreek die Here hom in sy naam en hy sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wanneer die Here met mense praat en hulle persoonlik aanspreek, dan lyk dit vir my, dan gebeur daar iets in ons lewens. En as ons vanmôre op opstanding Sondag is dit wat ons vanmôre met ons moet saamvat. Die Here het uit die dood opgestaan. En nadat hy uit die dood uit opgestaan het, gaan hy voort op hierdie pad wat hy en die Vader beplan het, om verlore kinders, verlore mense, sy skepsele wat hy gemaak het, te roep en te nooi in sy koninkryk in. En hy noem dit by hulle name. Hy roep mense op 'n besondere manier. En dan as Maria Magdalena hom nog in die ander evangelies staan, so 'n bietjie vashou, sy voete vashou, dan sê die Here vir Maria net eenvoudig, moet my nie vashou nie. Wat hy daarmee eintlik bedoel is, my werk is nog nie afgehandel. Ek moet dan sê hy vir die belangrike ding, ek gaan na my Vader, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. En dis dieselfde opdrag wat sy vir die disippels moet gaan sê vir my disippels, ek gaan na my Vader, wat julle Vader is, na my God, wat julle God is. Julle hoor, in hierdie gedeelte probeer Johannes vir ons, as die lesers of die lesers van sy tyd sê, wanneer Jesus uit die dood opgestaan het, dan praat hy in terme van taal, wat nuut is vir daardie tyd. Dis nie meer mevrou, of al daai dinge nie, maar dit is my God, julle God, my Vader, ons Vader. Daarom het die Here Jesus Christus baie vreemd aan die tyd wat hy geleef het, sy disippels geleer om te begin bid, ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader, my Vader, julle Vader. En vriende, daarom hier op opstanding Sondag, as ons in die herinnering staan van die opstanding van ons Here Jesus Christus, dan weet ons, dis dieselfde Here wat 2000 jaar later
by mense staan. En dalk nie net vandag nie, maar ergens langs mense se lewenspad kom staan en op 'n verrassende nuwe wyse in mense se lewens inspreek en nog steeds vandag mense na hom toe roep. En miskien kan ek en jy vanmôre as ons aan die nagmaalstafel sit wanneer ons ook die woorde gaan lees, wanneer die Here Jesus na die nagmaalstafel verwys ook as 'n herinneringsmaaltyd aan wat hy gedoen het, dit ook as 'n herinneringsmaaltyd gebruik van die dag toe die Here my geroep het, toe ek vir die eerste keer besef het dat die Here vir my sê, maar ek het jou lief. Ek roep jou hier in jou hart op jou eie naam. Dan herinner die nagmaal ons ook vanmôre daaraan dat hierdie Here gesê het, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Ek roep jou om deel te wees van die ons wêreld, my Vader, maar ook julle Vader, my God, maar ook julle God, ons Vader. En dis die teken wat ons vanmôre ook herdenk, dat die opgestane Here, wanneer hy opstaan met nuwe taal in die wêreld instap en sê, maar dit wat ek reeds in die Ou Testament in Jesaja geprofeteer het, ek roep jou by die naam, begin ek nou deurvoer. Ek begin dit nou waar maak. En miskien sit hier vanmôre iemand wat sê, maar ek weet nie. Ek wil vanmôre vir jou op 'n verrassende manier sê, as jy stil word, as jy dalk nog net in jou lewe by daai punt was wat die Here vir jou die ver een was, meneer, wil hy vandag ook jou Rabboni word. Wil hy vir jou vandag by jou naam roep en sê, jy is ook myne. Ek ken jou. Ek het jou lief. Ek het jou gemaak. Daarom leer ons dat van die grondlegging van die aarde, van die skepping van die wêreld af, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. As jy vandag glo, dat die Here Jesus meermale langs die pad na die vreemdste mense toe gestap het, en hulle geroep het om hom te volg, dan sal jy vandag verstaan, en ook sy stem hoor, dat hy vir jou wil sê, op jou naam, ek het jou lief. Ek het jou nie net gemaak nie, maar ek het jou ook die prys vir jou betaal, ek het jou lief. Ek wil hê elkeen van ons moet vanmôre by hierdie geleentheid net weer hoor, dat die Here hierdie vrou opnuut verras, wanneer hy haar naam noem. Ek hoop jy hoor weer opnuut hoe die Here vanmôre vir jou op jou naam noem. Ek hoop jy steek vanmôre jou hand uit na die wyn en die brood, en ek dink miskien simboliseer die manier waarop in die moderne tyd ons nagmaaltjie gebruik, elkeen met sy glasie en sy broodjie, dat jy iets van die persoonlike uitnodiging van die Here Jesus Christus daarin sien, dat hy sê, dit is vir jou. Hierdie is vir jou, by jou naam, spesiaal. Mag ons dit vandag onthou, mag die tekens van die nagmaal ook dan staan in die tekens van 'n baie persoonlike geleentheid, wanneer die Here soos voor Maria staan en haar naam noem, dat by hierdie geleentheid die Here vir ons elkeen wil sê, dis vir jou. Daarom wil ek vra dat die diakens nou na vore toe sal kom, of die kerkraadslede, dat hulle vir ons die tafel sal regkry. En dan gaan ons net, as hulle dit regkry, vra dat die mense wat voor moet kom sit ook vorentoe gaan. Baie dankie kerkraadslede. Baie dankie, dan kan die diakens nou gaan sit. Ek gaan nou vanmôre dit ook aan die tafel so doen, dat ek gaan reël dat ons elkeen 'n eie glasie wyn het, juis om ietsie te sê van wat die Here van ons sê, maar dit is vir jou, so julle kan vir julle daar kry. Ek gaan sommer die broodjies so hou. Ek gaan vir Niels vra om vir ons die tafelgebed te doen, asseblief Niels. Kom ons sluit ons oë.
Ons hemelse Vader, voor ons lê 'n klein stukkie brood, U liggaam, Here, wat ook gebreek is. Voor ons is 'n klein slukkie wyn, Here, vir die bloed wat gevloei het aan die kruis. Here, partykeer voel ons so onwaardig om kinders van U te wees. Maar ons weet, Here, dat U is ook die opgestane Heer. Ons weet, Here, dit wat ons so sing het ook, U triomfeer. En daarom mag ons ook, Here, as kinders van U triomfeer. Dankie, Here, dat U liefde en die genade so groot is. En dankie dat U dit ook vir ons gee. Maar Here, as verlostes weet ons mag ook vra dat ons so mag leef, dat ons U uitdra, dat ons so mag leef, Here, dat ander ook U in ons sien. Dankie vir die voorreg daarvoor. Dankie vir die voorreg, Here, om U te dien as ons lewende God en Vader. Dankie vir die gawes wat ons nou gaan gebruik, Here, dat ons die betekenis daarvan ook sal saamdra en sal uitdra, Here, soos U wil hê ons dit moet doen. Amen. Die Here Jesus sê vir Maria, moet my nie nou vashou nie, ek moet nog dinge gaan doen. Wat ons net iets wys van die plan wat Jesus gehad het. Dit was deel van 'n groot plan en daarom skryf Paulus dat by die laaste Paasmaaltyd, hy sê hier so in 1 Korintiërs 11 vers 23, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Reeds voor sy dood het die Here Jesus geweet, daar gaan voortgegaan word om hierdie maaltyd te vier van die brood en die wyn, en hier sit ons 2000 jaar later, en wanneer ons hierdie brood eet, dan word dit so waar wat die Here gesê het, dit gaan gebeur, gebruik dit tot my gedagtenis. So, kom ons gebruik die brood as 'n teken van die liggaam van die Here Jesus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Vers 25, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons gebruik die wyn tot sy gedagtenis. Almagtige Vader, ons leer in die woord, dat daar geskrywe staan, daar's vreugde in die hemel oor elke sondaar wat hom bekeer. Maar Here, ons glo ook, dat U hierdie woorde geskryf het, dat ons aan U moet dink, sodat daar in U hart en ook in die hemel vreugde mag wees oor elke bekeerde, wat vanmôre in groot afhanklikheid en dankbaarheid hierdie brood geneem het, hierdie wyn gedrink het, en vashou aan die genade van die opstanding van Jesus uit die dood. Dat ons as gebroke mense, ja Here, ons wat nie waardig voel
om die nagmaal te gebruik nie, en dit tog maar in groot dankbaarheid en afhanklikheid doen, dat ons vanmôre sê, Here, word verheerlik daar waar U by die Vader is. Mag daar vreugde uitbars in die hemel op hierdie opstandingsdag, omdat U as oorwinnaar die genade vir U kinders onvoorwaardelik gee. Dankie vir elkeen van ons wat vandag kan getuig, dat U ons ergens langs die lewenspad op 'n manier nader geroep het, dat ons nie anders kan as om te weet en te glo, dat U ook vir ons by die naam ken nie. Here, en as hierdie gedeelte in Korinte afsluit, dat ons ook deur die gebruik van die nagmaal dit ook verkondig, dan wil ons vandag bid, dat 'n wêreld daar buite wat nog nie vir U ken nie, mag weet en weet, dat U liefde vir elkeen van U skepsel oneindig groot is. Dat U roep wie U wil, wanneer U wil, en dat U ook mag uitgaan in hierdie wêreld en meer mense mag aanraak deur U liefde en deur U genade. Amen. Vriende, ons gaan nou ons sitplekkies inneem, dan gaan ons nou sing, die Heer het opgestaan, lied 422. Kom ons staan vir 'n laaste stukkie wat ons saam lees en ook die seënbede. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. En alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy sy, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer, "soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Vriende, kom ons gaan uit en ons leef in sy vrede. Lekker dag.